Vriende, ons is bly dat jy hier is om saam met ons net die boodskap vanoggend 'n bietjie op 'n ander manier te ervaar. Ek dink, daar was tye wat Jesus gestaan en praat het met mense, maar daar was tye wat hy ook saam met mense gekuier het om die woord. En ons wil eintlik vanoggend jou innooi om saam met ons net te kuier om die woord. En hierdie tema is net vir ons so belangrik, want ons praat vanoggend oor die doping met die Heilige Gees. En dis 'n belangrike onderwerp. Ja. As ons sit hier by die vuurtjie, kan ons sien hy brand lekker, net nie my skoene smelt nie. Is 'n heerlike ou vuurtjie wat ons hier by sit. Verby my so 'n lekker aantjie in die vuurtjie wat vir ons warm hou. Dink ek aan Jesus toe hy na sy opstanding saam met die disippels om die vuurtjie daar op die strand gesit het. Ja. En hy het vleis uit vis gebrei. En hulle het gesit en gesels. En die geselskap was hier met Petrus ook gewees en gevra, het jy my waarlik lief? Daardie liefde wat Petrus die Here mee verloon het. Gevra, het jy my nou waarlik lief? Nou vanmôre die Heilige Gees is die een wat hy liefde in ons wakker maak. Hy is die een wat vir ons dryf om sy krag te kan ervaar en sy heerlikheid te kan ervaar. So, ja, dit is 'n belangrike onderwerp. Pastor Willie, ons wil eintlik afskop vanoggend, want alhoewel ons praat oor die Heilige Gees, dan ons neem dit baie keer net vanselfsprekend, dan dink ek dat almal weet van wie ons praat wanneer ons praat oor die Heilige Gees. Maar ons wil eintlik net vir 'n oomblik stil staan en 'n vraag vra, maar wie is die Heilige Gees? Want baie mense vandag het nie 'n intieme ontmoeting al met die Heilige Gees gehad nie, of is in verhouding met die Gees nie, of het die Gees al intiem ervaar nie. Kom ons gesels net 'n klein bietjie oor wie die Heilige Gees is. As ek net mag sê, ons weet dat in verskeie aspekte van Christendom daar sektes en selfs kerke is wat sê die Heilige Gees is niks meer as 'n krag wat God ons gee. Dis iets onpersoonlik, amper soos elektrisiteit wat God ons mee bekwaam maak om sy werk te doen nie, maar is die Heilige Gees nie baie meer as dit nie? Ons kan nie 'n verhouding hê met krag nie. Dis waar. Ons kan nie 'n verhouding hê met 'n invloed nie. Ons het verhouding met 'n persoon. Die woord kom en leer ons van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Hulle drie is een. Ek sien baie keer die drie eenheid soos bloed. As iemand bloei, gaan jy nie nou sê, daar loop water, rooi bloedliggaampies, wit bloedliggaampies nie. Jy gaan sê daar loop bloed. Ek sien die drie eenheid. Elkeen het sy eie funksie. Die water het sy funksie, die wit bloedliggaampies het sy funksie, die rooi bloedliggaampies. So het elkeen in die drie eenheid het 'n funksie. En 'n ou moet nooit die een minder maak as die ander nie, want dis God. In Handelinge 5 vers 3 sê die woord, Petrus praat, hy sê, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg? En van die prys van die grond agter te hou. Die volgende versie sê hy, jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Jy kan tog nie lieg vir 'n krag nie. Jy kan nie lieg vir 'n invloed nie, maar jy lieg vir 'n persoon. En die Heilige Gees is een wat dit kan ervaar. Hy kan bedroef word. As ons kyk na die woord, dan sien ons die persoonlike eienskappe van die Heilige Gees. Die woord sê, hy praat met ons, Handelinge 13 vers 2, en terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou vir Barnabas en Saul vir my af. Hy praat, hy lei ons, Romeine 8 vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Nie waar nie? Hy word bedroef, Efesiërs 4:30 wat is nou gesê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van julle verlossing. Hy kan getuig, Romeine 8 vers 16, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Hy onderrig ons, Johannes 14:26, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek gesê het. Is dit nie wonderbaar nie?
Hy herinner ons aan die woord, aan wat Jesus gesê het. Dan werk hy soos hy wil, so uit sy eie wil. As ons kyk 1 Korintiërs 12 vers 11 sê die woord, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel net soos hy wil. Is nie wonderlik nie. So dit kan nie 'n invloed wees nie. Dit kan nie 'n krag wees nie, maar dis 'n persoon, maar met geweldige baie krag. En dit is graag daai krag wat ons wil hê. En dis daai krag wat ons gaan optel en kragtig maak in hom. Nou wil ek bietjie vra, wat verstaan jy onder die doping met die Heilige Gees en hoe verskil dit van die vervulling en die inwoning van die Heilige Gees? Ja, dis 'n goeie vraag, want ek dink vandag hoor baie mense van die doping met die Heilige Gees en party mense vra maar hoekom moet ek gedoop word met die Heilige Gees? Want die inwoning van die Gees en die invulling van die Gees is verskillend as die doping met die Gees. En ons sien al drie hierdie verskynsels sien ons in die Nuwe Testament. Ons sien dat daar 'n inwoning van die Gees plaasvind wanneer iemand tot bekering gekom het. Want baie mense vra, op watter oomblik kom die Heilige Gees en woon binne in my? Op watter oomblik kom hy in my in en word my liggaam 'n tempel van die Gees? En dit is die oomblik, ons verstaan dit as die oomblik wat iemand tot bekering gekom het en hulle hart vir die Here gegee het. Toe kom die Gees van God in en hy kom woon binne in hulle. Maar die feit is dat selfs terwyl die Gees van God binne in ons woon, is ons nie altyd uit ons eie hart in verhouding met die Gees soos ons moet wees nie. So ons gaan val, ons gaan foute maak, ons gaan wegbeweeg van die Gees. En ons sien dat in die boek van Handelinge, nadat hulle bewoon is met die Gees, dat hulle van tyd tot tyd ook weer gevul was met die Gees. Oor en oor gevul was by die Gees. En jy het eintlik 'n mooi ek wil eintlik jy moet vir ons daai beskrywing deel van die waterbottel en die swembad waaroor ons gesels. Ek kan dit in 'n oomblik in ons bietjie net daarna, want dit is 'n baie mooi prentbeeld van die verskil tussen die drie. En dan die doping van die Gees is 'n verskynsel in homself. Maar daar is 'n doel met die doping. So ons weet as 'n gelowige, as ek byvoorbeeld op my sterfbed tot bekering moes kom, het die Gees van God in my kom woon, alhoewel ek miskien oomblikke later sou sterf. Maar wanneer ek gedoop sou word by die Gees, is dit om 'n spesifieke werk te verrig, 'n taak wat God my gegee het. En daai verandering wat plaasvind, waar ons nou nog gaan praat, want baie mense vra maar hoe voel dit wanneer die Gees ons doop, of wat gebeur met ons wanneer die Gees ons doop? En jy het ook 'n baie mooi getuienis wat ons vanoggend gaan hoor. Maar dit is 'n heeltemal verskillende ervaring van die inwoning, want baie mense voel nie altyd die inwoning nie. En ek dink wat belangrik ook hiermee is dat baie mense wat vra, maar hoe weet ek die Gees van die Here woon regtig binne in my? Het ek die regte gebed gesê? Het ek die regte ding gedoen? Jy weet dit omdat jy tot bekering gekom het. As jy opreg tot bekering gekom het die Gees in jou kom woon. Nie almal het in daai oomblik iets anders gevoel nie. Maar wanneer die Gees ons doop, dan is daar's 'n bewyse ook vir daai doop. Daar's iets wat met jou gebeur, liggaamlik, emosioneel, en baie mense het nog nie dit ervaar nie. So ek sou sê ons moet weet dat daai drie dinge, die inwoning, die vervulling en dan die doping van die Gees, drie verskillende dinge is, maar dat die doping ons bekragtig vir die werk wat God vir ons voorlê. Maar wil jy deel met ons daai mooi voorbeeld wat jy met my gedeel het omtrent die prentbeeld van wat dit beteken? Ja, gee gou daai waterbotteltjie hier. As 'n ou nou kyk, kom ons sê ons wil hierdie botteltjie volmaak. Kom ons wil hom volmaak met koeldrank. Sommer gaskoeldrank. En ons draai nou hierdie propie af en ons gooi daarin. Dan dink ek kan ons net so 'n klein bietjie ingooi. Nie waar nie? Die bottel is al 'n entjie gedrink. Hier moet eers van hierdie water uitkom om meer in te kry. Nou, die woord sê vir ons in Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Kom onder leiding van die Heilige Gees. 'n Persoon wat onder die invloed van alkohol is, hy praat anders, hy lyk anders, hy loop anders, jy ken hom uit. Nou net so moet 'n kind van God wat gevul is met die Heilige Gees uitgeken word. Ja. Ek kan nie daar loop en lyk soos die wêreld nie.
Ek moet anders lyk. Ek moet lyk ek het geloof, ek moet lyk ek is opgewonde, ek moet lyk daar is vuur in my binneste. Ek moet anders lyk. Nou, al wat ek nou doen, ek gooi die bietjie water by. Maar soos wat ek nader aan die Here beginne leef, en die dinge wat nie by my pas nie van ontslae, soos hoe Johannes gesê het, ek moet minder word sodat hy meer kan word. Moet ek minder word in myself en my sondige lewe en sondige gewoontes wegkry, sodat ek meer plek het vir die Heilige Gees as persoon om in my te leef. Wanneer ons kom by die doping met die Heilige Gees, dan vat ek hierdie bottel, die eintlik Here Jesus Christus is self die doper. Hy doop ons in die Heilige Gees. Die Heilige Gees het ons gedoop in die liggaam van Christus, maar Jesus doop ons in die Heilige Gees, in sy krag. Dan vat jy hierdie bottel soos om in 'n swembad of 'n groot dam, hierdie waterbottel in te druk onder die water. So die bottel word gedoop in die krag van die Heilige Gees. Nou sê jy vir my, maar hy bottel het dan nog 'n prop op. Hey man, ek het vergeet van die prop. Maar die Heilige Gees kan my nog steeds vul. Want soms ontvang jy die doping met die Heilige Gees, maar daar's maar nog sonde in jou lewe. So dit is 'n daaglikse proses om ontslae te raak van die dinge wat verhoed dat die Heilige Gees meer en meer van jou kan kry. So ek weet nie of ek dit mooi genoeg verduidelik het. Dis baie mooi. Ek het al gehoor mense sê wanneer ons tot bekering kom, ek het al gehoor iemand sê die Here het ons uit Egipte uitgehaal. Wanneer ons tot bekering gekom het, is dit soos hierdie voorbeeld van wanneer ons uit die wêreld uitgekom het. Die Here het jou uit Egipte uitgehaal. Maar dan partykeer het die Here nog nie Egipte uit ons uitgehaal nie. En so, ons kan uit Egipte uitkom, maar Egipte moet ook uit ons uitkom. En wat ek dink die doping doen is, eerste wanneer die Gees in ons inkom, dan kom en vervang hy dit wat Egipte was. Hy kom en vul ons, hy kom en woon binne in ons. Maar dan wanneer ons gedoop word, dan word ons binne in hom. Dan word hy met ons gevul, as ek daai terminologie kan gebruik. Want dan is ek vol van hom en hy van my, en ons is een. En so, wat hier aan raak is eintlik die vraag, maar hoekom is dit vir ons belangrik as 'n kerk vandag? Hoekom dink jy moet mense begeerte hê vir die doping van die Heilige Gees? Dis baie belangrik. Mense van vandag verstaan nie die erns van die doping met die Heilige Gees nie. Onthou, toe die Here opgevaar het na die hemel toe, dit is mos nou 40 dae nadat hy uit die graf uit opgestaan het, het hy opgevaar na die hemel. Toe sê hy vir die disippels, gaan na Jerusalem en wag daar, totdat julle toegerus is met die krag uit die hoogte. Nou as die Here Jesus dit sien as belangrik vir hulle, dan is dit belangrik vir ons. Hulle het gegaan, hoe lank is dit vandat die Here opgevaar het na die hemel, tot en met hulle gedoop is met die Heilige Gees? 10 dae. So ek glo hulle was omtrent 10 dae in daai binnekamer. In hy bo vertrek. En hy het gesoek na hierdie belofte van die Vader, die gawe van die Heilige Gees, om met sy krag aangedoen te word. Dit was vir hulle belangrik. Hy het gesê in Handelinge, julle sal krag ontvang, as die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Dis belangrik vir vandag se tyd, dat ons kragtige getuies vir die Here sal wees. Nog iets wat belangrik is die spreek in tale. Want dit stig jou geloof. Dis eintlik bedoel vir jou binnekamer, kan in die kerk gebeur. Die woord sê 3, as daar uitleg, iemand is wat kan uitleg. Maar dit is vir my so belangrik, dat dit moet wees in jou binnekamer, in jou gebedslewe, waar jy beweeg. Want wanneer jy moedeloos voel, en jy begin om te bid in tale, en jy ervaar die bo-natuurlike wat binne in jou gebeur, dan stig dit jou, dit tel jou op, dit versterk jou geloof. So elkeen van ons, elke kind van God, moet 'n begeerte hê en 'n verlange hê na die doping met die Heilige Gees, om met sy krag toegevou te word, om soos die bottel onder die water gedruk te word. Want dit het 'n invloed op elkeen se geestelike lewe. Geweldig. Nee, net 'n bietjie. Mr. Willie, ek dink ons baie mense vandag wat die Here dien, wat baie lief is vir die Here en wat selfs in bediening is, maar wat nog nie die doping ervaar het nie.
En mense vra maar wat gebeur met my wanneer ek gedoop word met die Heilige Gees? En ons weet dat elke persoon wat die dooping ervaar, 'n unieke ervaring het. Ek weet vir myself, ek het 'n unieke ervaring gehad. Ek was tussen 'n groep mense. Hulle het inteendeel, hulle was nie besig om vir my te bid nie. Hulle was besig om vir iemand anders te bid. En ek was net naby, maar dit het my liggaam in die oomblik wat dit gebeur het so begin ruk dat ek het geen beheer in daai oomblik oor myself gehad en my liggaam en wat besig was om met my te gebeur nie. Ek het ook nie geweet in die oomblik wat besig was om met my te gebeur nie. Ek het nie hiervan baie geleer nie. Ek het nie verstaan dit was die doping nie. En baie mense het nog nie daai ervaring gehad nie, maar jy het 'n baie spesiale ervaring gehad toe die Here jou gedoop het met die Gees. En ek wil jou vra, wil jy nie net daai getuie kortliks met ons deel en vir ons vertel wat met jou gebeur het die dag toe die Heilige Gees jou gedoop het nie? Ja, dit is 'n wonderlike ervaring gewees. Wat ek eers wil bykom is, mense vra partykeer, is dit regtig nodig vir die doping met die Heilige Gees? Ek is al 30 jaar 'n kind van die Here. Ek het nog nie die doping met die Heilige Gees ervaar nie. Maak dit van my minder as iemand anders wat wel dit het? Is ek minder heilig? Is ek minder kind van God? Nee. Jy is nog net so kind van God soos enige een anders. Almal het die Here aangeneem as verlosser en saligmaker. Jy het die inwoning van die Heilige Gees. Al die gawes van die Heilige Gees kan in elkeen werk as kind van God. Jy het nog net nie daardie krag, daai spesiale geskenk wat die Here vir jou eenkant het nie. Maar verder is daar geen verskil nie. Maar dit moet nie maak dat jy nie daai begeerte het om daai krag te ontvang nie. Pastor Willie, voordat jy jou getuienis deel, dink ek nou net aan iets, want miskien sal iemand sê, maar as ek nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie, beteken dit dat ek nie hemel toe gaan nie? Het dit 'n impak op my redding, of is dit iets wat spesifiek geskenk is aan my vir 'n werk wat ek op aarde moet verrig terwyl ek hier is? Kyk, die woord leer ons dat as jy jou hart vir die Here gee, dan is jy gered, as jy wedergebore is. So dat dit geen impak of niks met jou hemel toe gaan of nie. Dit gaan oor jou verhouding met die Here. Maar wat wel is die Here doop jou met die Heilige Gees, met sy krag, om jou kragtig te maak in hom, om jou toe te rus met krag vir dienswerk, vir 'n getuie, want hy noem spesifiek 'n getuie vir hom te kan wees. Om die woord te kan uitdra. As jy daai wonderlike ervaring gekry het, dan is dit moeilik vir jou om stil te bly. Dis moeilik. Jy kan nie sommer stil bly as jy daai ervaring gehad het. Almal wat hier sit, wat die doping met die Heilige Gees ontvang het, sal weet, die volgende oomblik wil jy iemand vertel. Jy wil iemand vertel van die wonderwerk wat in jou gebeur het. Ek het 'n begeerte gehad om die doping met die Heilige Gees te ontvang. Dit is 'n tydjie net nadat ek in water gedoop is. En omtrent by elke geleentheid wat pastore uitnodiging maak, dan staan ek voor. Wat is dit, Willie? Ek wil die doping ontvang. Dit is nie eers so 'n geleentheid nie, maar 'n mens kan mos enige tyd dit ontvang. Selfs in jou binnekamer, selfs onder 'n boom, daar's nie plek in 'n spesiale geleentheid nie. Maar ek het dit seker nog net nie mooi verstaan nie. En toe so in 1992, toe ek 22 jaar, bietjie jonger, ja, 22 jaar, en pastoor van Wyk kom en hy sê, maar daar gaan 'n jeugkamp wees vir jong mense op die plaas van oom Adrian en tannie Linda. 'n 3 dae wat die kamp sal wees. Sal ek saamgaan? Ek sê, pastoor, ja, die ander is nog almal op skool en so aan, maar ek is al klaar met weermag, maar kom ek gaan saam. Ek gaan saam. Die tas is gelaai en ons is weg. En pastoor van Wyk het elke aand het hy dienste gehou en elke aand het hy uitnodiging gegee, elke aand het hy gebid vir elkeen. Deur die dag het ons lering gekry, wie is die Heilige Gees, hoe werk die Heilige Gees, hoe ontvang jy die doping met die Heilige Gees? En daar's 'n opgewondenheid in my binneste, dis nou my geleentheid, ek gaan nou die doping ontvang.
Want jy het 'n smag hier in jou binneste. En die eerste aand word gebid en die jong mense ontvang die doop met die Heilige Gees. Ek hoor praat hulle in tale. Niks gebeur met my nie. Tweede aand, ek sê, dalk is nou die tweede aand my gebeur, my kans. En 'n pastoor van Wyk bid en almal bid en hulle ontvang, ek niks. Nou ek ken die ou duiwel. Hy maak dit by jou bewus en sê, man, dit is nou eintlik nie vir jou bedoel nie, jy het dit nie nodig nie. Maar dis wat Satan doen. Hy wil nie hê jy moet kragtig word in jou gebedslewe nie. Hy wil nie hê jy moet 'n kragtige getuie word nie. So hy gaan alles probeer om jou te keer, dat jy dit nie ontvang nie. Maar ek het dit nie toegelaat nie. My begeerte om dit te ontvang is te groot. Ek sal nie toelaat dat Satan my wen nie. En die derde aand. Daai aand is my pa ook daar by die plaas. Want ons sou nou deurry Kaapstad toe vir my neef se troue. En 'n pastoor van Wyk kom en hy bid weer en hy bid hier by my. En hy kom later weer by my en sê, "Wil jy geontvang?" Ek sê, "Ja, pastoor, ek het 'n woord, maar hy woord is 'n woord." Ek gaan nie sê of die woord uit myself uit is nie, maar hier's 'n woord wat gekom het wat ek nie weet wat sy betekenis is. So dit moet so wees. Hy sê nou toe, dan is dit goed. Gaan bid vir daardie vriend van jou, want hy het nog niks geontvang nie. Ek sê maar, kom ek doen so en ek stap en ek gaan om vir hom te bid. Die volgende oomblik, toe ek begin bid, toe gaan hierdie fontein in my binneste oop. En ek begin borrel en borrel en borrel hier by my mond uit. Ek verstaan nie 'n woord nie, maar die heerlikheid is so groot. En dis 'n wonderwerk wat in jou binneste gebeur, is bo-natuurlik. Elkeen wat ontvang het, hy ervaar, jy weet, dit is bo-natuurlik wat uit jou binneste kom. Dit stig jou, dit bou jou. My pa kom, hy sê maar, ons moet nou ry. Ek het seker in daai kar nog omtrent vir 3 ure lank in tale gebid en in tale gesing. Kon ek stil bly? Ja, ek moes net my mond toemaak, maar ek wou nie. Dis te lekker, om so in die heerlikheid van die Here te kan wees. Dis Here, U rus my so toe met krag. Amen. Kan dit wees? Is vreugde. Ek was iemand wat maar baie teruggetrokke was, baie skaam, baie stil. Het nie veel gepraat nie. Ek kon ook nie hardop gebid het voor mense nie. Ek bid maar net by myself. En die Here kom en hy dop my om. Ek sou nooit, maar nooit, dis menslik gesproke onmoontlik, dat ek ooit in die bediening sou ingaan. Omdat ek te skaam was en te bang was om voor mense te praat. My broek bewe. Maar die Here is so getrou. Hy kom en hy dop my om en ek kon nie stil bly nie. Die eerste persoon wat ek in die hande kry, moet ek vertel van die grootheid en die goedheid van die Here, van dit wat ek nou ervaar het en hoe dit my lewe aangeraak het. Selfs my gebedslewe, daar is nie vrees nie. Ek kan voor enige iemand bid. Ek kan voor enige iemand staan en my getuienis lewer en sê, dit het die Here vir my gedoen. En wat hy vir my gedoen het, kan ek ook vir jou doen. Amen. Dis my vraag, sal jy sê, Pastoor Jonathan, dis vir almal bedoel of nie? Ja, ek dink nou aan 'n storie wat ek wil deel, wat eintlik ook daaraan raak, maar 'n paar jaar gelede, ek het dit so vinnig vir nou die dag genoem, toe maak ons aanddiens klaar, en toe ons klaar is by die aanddiens, net toe die diens afsluit, lei my foon, net toe ons uitstap van die kerk af na die saal toe, lei my foon en 'n vrou bel ons en sê, kom onmiddellik na ons huis toe. Dis 'n wildvreemde persoon in die gemeenskap, ons ken haar glad nie. Kom asseblief na ons huis toe. Ek dink my kind het 'n demoon in haar en ons het iemand nodig om vir die kind te kom bid. En ons besluit toe, goed, kom ons gaan kyk net wat aangaan in hierdie huis en ons gaan bid vir die kind. En toe ons inkom by die huis, toe sit die familie, hulle het in 'n duplex gebly en toe sit die familie onder in die sitkamer en hulle weier om bo in die kamer in te gaan by die dogter se kamer. Hulle sê dit is te verskriklik wat hulle daar binne gesien het. En ek en Chantel gaan toe op en toe ons die kamer ingaan, ek sê baie keer vir mense, dit lyk soos 'n beeld uit 'n film uit. Toe sit hier die 16-jarige dogtertjie teen die dak, langs die diewering binne in die kamer by die venster, teen die dak, teen die muur,
en sy's besig om papier te eet en die kamer is in 'n chaotiese toestand. Sy het alles omgegooi en ek weet nie wat alles daar binne gebeur het nie. Ons kon nie glo wat ons sien nie en daai oomblik was die begin van 'n paar ure wat ons met haar spandeer het om te bid. Maar terwyl ons gebid het vir hierdie kind en hierdie demone uitgedryf het sy ons heeltyd gevloek, die demoon het ons sleg gesê en gesê ons moet stil bly. En op 'n stadium toe sê ek vir Chantel, kom ons bid net in tale, maar in ons hart. Ons gaan nie 'n woord sê nie, want dit maak hierdie kind gaan deur baie trauma en dit maak hierdie gees bitter onstuimig as gevolg van ons teenwoordigheid in die kamer. En ons het net stil geword en ons het in ons harte begin bid in tale. En dit was vir my die eerste keer in my lewe wat ek gesien het hoe kragtig tale kan wees, selfs wanneer jy dit nie spreek nie, maar in die geestelike realm. En toe ons net in tale bid in ons hart, het hierdie demoniese geeste binne in haar gereageer en vir ons bly skree. Ons was doodstil gewees in die kamer, maar bly skree op ons dat ons moet stil bly. Ons moet ophou om so te bid. Ons moet ophou om dit te sê, maar ons het net in tale in ons hart gebid en self nie geweet wat ons sê nie. Maar selfs die vyand reageer op die krag van God se stem en God se woord. Amen. Dis wonderlik. Ja nee, daar is geen stop aan die krag van die Here as hy begin werk in 'n mensie. As jy ook kyk na die woord in Handelinge 2 vers 38. Hy sê, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hy sê julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Dit is vir almal bedoel om die dooping met die Heilige Gees te kan ontvang. Nie net vir sekere mense nie. Elke kind van God is daar 'n geskenk voor om te kan ontvang. En ons moet nooit daai begeerte verloor om te streef om hierdie dooping met die Heilige Gees te kan ervaar nie. Dit is vir ons so belangrik. As ons kyk in Handelinge 10 vanaf vers 44, Cornelius se gesin en sy mense wat by hom was, en Petrus, die woord sê, en toe Petrus nog besig was om die woord te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Almal wat by mekaar was, het die Heilige Gees op hulle geval. En hulle het, in die woord sê, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Dis iets wat gesien is, die gawe van God, die belofte van God, is iets wat gesien word, as die Heilige Gees oor jou kom. Daar's krag, en dit maak 'n verandering in u en in my lewe. Dis asof ons afgesonder word vir dienswerk, om vir die Here iets te doen, al is dit net om 'n getuie vir hom te wees. Pastor Willie, ek wil vir jou vra, want ons gaan in 'n oomblik wil ons 'n bietjie gesels oor tale. Een van die bewyse, die primêre bewyse dat iemand gedoop is met die Gees, en terwyl ons praat oor, is dit vir elkeen, dink ek aan twee groot voorbeelde van wêreldbekende geestelike leiers wat baie laat in hulle lewe die dooping ontvang het. En die eerste een was Billy Graham. Ek dink almal het al gehoor van Billy Graham en hy's nou oorlede. Maar Billy Graham het 'n dinamiese bediening gehad vir baie jare, duisende, miskien honderde duisende, selfs miljoene mense na die Here toe gelei. Baie later in sy lewe gedoop met die Heilige Gees in sy ouer jare. En dan die tweede persoon was Max Lucado. Ek dink almal, baie van julle wat van Max Lucado se boeke het, sal weet hoe mooi hy skryf ook, en sy bediening is baie mooi. Maar wat vir my interessant is oor die vraag, is dit vir elkeen, en hulle het later in hulle lewe besef, maar dit is vir hulle ook, en hulle is gedoop met die Gees. Die ding wat vir my uitstaan oor, is dit vir elkeen, is dat ons almal, soos daai jong meisie wat ons nou voor moes gaan bid het daai aand, ons almal gaan op 'n plek kom in ons verhouding met God, wat ons nie sonder die doping iets gaan moet doen nie. Ons gaan dit nie sonder die doping kan regkry nie. Ons gaan dit nie sonder die doping, ons sal nie God kan gehoorsaam sonder die doping nie.
En ek dink daai vraag is dit vir elkeen raak ook aan ons gehoorsaamheid, want die Here roep ons om getuies te wees, maar jy kan nie 'n getuie wees as die Heilige Gees nie oor jou gekom het en vir jou krag gegee het om 'n getuie te wees nie. So dit moet 'n begeerte wees binne in elke gelowige om die doping te ontvang sodat ons toegerus kan word vir wat ook al die werk mag wees. Vir een mag dit wees om 'n demoon uit te dryf, vir die ander een mag dit wees om die evangelie te verkondig en ek kan vereenselwig met wat jy nou gesê het, want toe ek op skool was ek ook bitter baie skaam. Ek het 'n ontsaglike swak selfbeeld gehad. Ek sou nooit in my wildste drome dink en ek dink ook jy dat ons eendag so sou sit en met mense sou praat nie. Dit sou so ver bo my gedagtes gewees het. Maar tog toe die Heilige Gees ons gedoop het dit verander en daar was 'n daadwerklike verandering in wie ons was en wat met ons gebeur het, wat ons bekragtig het om gehoorsaam te wees aan dit wat God ons toegeroep het om te doen. En die Here roep elke gelowige, elke een van ons hier in die vertrek en elkeen wat luister, is geroep om 'n getuie te wees daar waar hulle lewe en woon en werk of op die sportveld. Jy is geroep om 'n getuie te wees, maar jy kan nie sonder die doping bekragtig word om daai getuie te wees soos wat die Here wil hê jy moet wees. Jy kan die evangelie verkondig, jy kan bid en soos Pastor Willie gesê het, jou verhouding met God verander nie, maar die krag wat ons nodig het om dit wat net die Gees kan doen in 'n oomblik, en niemand van ons weet wanneer daai oomblik gaan aanbreek nie, kan net kom deur die doping. Nou, mense vra vir ons, en miskien het jy iets op die hart met dit wat jy met ons kan deel, maar mense vra, jy weet, omdat ons praat oor tale, as 'n Pinksterkerk praat ons oor die spreek van ander tale, is dit waarna ons moet begeer wanneer ons gedoop word in die Gees, en is dit iets wat elke gelowige kan begeer, en is dit iets wat die Here vir elkeen wil gee? Is dit die enigste bewys ook, of is daar ander bewyse waarna ons ook kan kyk? Wat is jou gevoel rondom dit in tale? Kyk, ek wil net gou aansluit by die getuie. Almal kan getuies wees, ja. Maar wat jy bedoel, om te kan getuig van die krag van die Heilige Gees met doping, ja. Kan selfs slegs die wat dit ervaar het, van getuig. Amen. Ek kan getuig van my bekering, ek kan getuig van dinge wat met my gebeur het, maar om te getuig van die werking van die Heilige Gees se krag, met die doping van die Heilige Gees, kan net jy wat dit ontvang, getuig. Ja. So dit is waar dit belangrik is om die onderskeid net te maak. Ek glo jy dit so bedoel ek, maar net duideliker ja, hierso. Dis baie mooi gestel. As ek kom by die doping met die Heilige Gees, die enigste bewys is spreek in tale. Dis die bewys. Maar omdat jy die doping met die Heilige Gees ontvang het, is daar nog ander voordele wat bykom. Jy ontvang krag om vir 'n spesifieke werk om te kan getuig vir afsondering. Daar is 'n verskil teen iemand wat nie die doping ontvang het, teen die een wat die doping ontvang het. As ek kom by die krag van die Heilige Gees, veral om te kan weet dat jou gees kommunikeer direk met God as jy in tale spreek. Ek het een ou gehoor, hy praat van, hy sê, man, weet jy, ek het 'n hond. En hy sê, hierdie hond is nogal slim. As ek vir hom sê sit, dan sit hy. As ek sê staan, dan staan hy. As ek sê kom, dan kom hy. Man, ek het nou 'n goeie hond. Maar hy verstaan nie alles wat ek graag vir hom wil sê, verstaan hy nie. En ek verstaan ook nie alles wat hy vir my wil sê nie. Want ek moet nou eintlik half afdaal na sy vlak om te verstaan. Nou kom God. Ek weet nie in my verstand presies wat om te bid en hy wonderlike verhouding te kan hê met die Here nie. Nou kom hy en hy gee vir u en vir my 'n taal wat ons direk met mekaar kan praat. My gees met hom kan kommunikeer. Wat 'n wonder is dit nie? Nou kan God en my gees kan direk kommunikeer, al verstaan ek nie aldag wat. So dis 'n begeerte vir elkeen van ons, en die bewys as jy nie in tale praat, het jy nog nie die doping met die Heilige Gees
ontvang nie. Want oral in die woord waar jy kyk, waar mense die dooping met die Heilige Gees ontvang het hulle in tale gepraat. Want hoe gaan jy weet, jy die dooping ontvang as jy nie in tale praat nie, as daar nie 'n uiterlike bewys is nie. Daar moet 'n bewys wees dat jy die dooping ontvang het. Ja. En dit is die spreek in tale. En dit sluit mooi aan by wat die skrif sê. Nou, as ek kan, wil ek net 'n paar versies vir ons lees en dan wil ons eintlik afsluit met die gedagte van, maar hoe ontvang ons dit? Want dit is belangrik vir mense om vanoggend te vra. Miskien is daar mense wat nog nie die doping ontvang het nie, en ons wil graag die geleentheid hê om vir mense te bid oor 'n paar minute. Maar luister wat sê die skrif in Handelinge 19 vers 6. Paulus het hulle hande opgelê, die Heilige Gees het oor hulle gekom en hulle het met tale begin spreek en geprofeteer. Tale was die heel eerste bewyse daar. En dan sê die woord vir ons in 1 Korintiërs 14 vers 2, hy wat in 'n taal spreek nie tot mense nie, maar tot God. Daai direkte verbinding waarna jy verwys het. Niemand verstaan dit nie. En dit is belangrik om te weet. Jou denke gaan nie verstaan wat jy sê wanneer jy in tale bid nie, maar deur sy Gees spreek hy verborgenhede. Is dit nie wonderlik dat die Heilige Gees, ek het altyd so aan gedink, wanneer ek bid en vir die Here iets vra om vir hom iets te doen in my lewe, dan is dit so beperk tot my kennis van daardie omstandighede. Maar wanneer die Gees bid, dan bid hy met geen perke nie, en hy bid altyd presies binne in die volmaakte wil van God vir my lewe in daai oomblik. En dit is waar tale my in die wil van God of met die wil van God belyn wanneer ek in tale bid. Die woord sê ook, hy wat in 'n taal spreek, stig homself. So daar is iets wat binne in jou gebeur, in jou geloof met God, wanneer jy in tale bid, in tale sing, in tale spreek, en dan sê die woord vir ons, wanneer ons in 'n taal bid ons gees. 1 Korintiërs 14:14, wanneer ek in 'n taal bid my gees. Is dit nie wonderlik nie, want jy's liggaam, siel en gees, en dan bid jou gees, soos ons nou praat, as ons met God praat, dan bid ons met verstand, en ons bid in ons liggaam, maar wanneer jy in tale bid, dan bid jy met jou gees. En dan sê die woord, maar my verstand is dan onvrugbaar. En dan laastens sê die woord, tale is nie 'n teken vir gelowiges nie. Ek hou hiervan, dis 'n teken, sê Paulus, vir die ongelowige. En ek dink dit raak aan die feit dat ons daar die kragtige ervaring van God se teenwoordigheid het, wanneer hy ons doop met die Gees, die bewyse van tale in ons lewe, en dan laat ons 'n getuie daarvan kan word, om dit met ander ook te kan deel, en ander te kan bemoedig om dit te ervaar, want jou lewe, ek kan net vir myself spreek, jou lewe is nooit weer dieselfde, nadat jy gedoop is met die Heilige Gees nie. Amen. As ek praat van die gawe van spreek in tale, outomaties moet ek ook praat van die uitleg van tale. As tale, soos die woord sê in 1 Korintiërs 14 vers 2, jy spreek nie tot mense nie, maar jy spreek tot God. Dan kan die uitleg nie wees na die mense toe nie, maar dit kan slegs God gerig wees. Vroeger jare het mense ontvang 'n oue woord hier in sy binneste, sê maar 'n profetiese woord, om iemand te bedien met te bemoedig in die kerk. Maar hy het nie die vrymoedigheid om op te staan en die boodskap te bring, dit wat hy in sy hart voel nie. Nou wag hy totdat iemand in tale praat, dan staan die persoon op en sê, so sê die Here. Jy sien, dit is baie keer onkundig. Maar wanneer jy die woord mooi lees en mooi verstaan, dan weet jy, as jy tot God spreek en nie tot mense nie, kan die uitleg nie mensgerig wees nie, maar God gerig wees. So as die uitleg dan kom, dan sal dit wees om te praat van hierdie verborgenhede, te praat van die grootheid van God en hom lof bring, want oral waar jy lees wat die mense die doping ontvang het hulle gehoor hoe hulle God groot maak. Ja. Nooit 'n boodskap na die mense nie. Dit is vir my so interessant, want kom ons wees eerlik, toe ek begin studeer het en ek het in die AGS kerk studeer en ons het presies dieselfde geleer. Ons het geleer, as ons in 'n samekoms is en daar's 'n taal, dan is daar 'n uitleg vir daardie taal, en 99% van die tyd was die uitleg altyd gerig tot die mense. So daar was 'n taal gewees en die woord het na die mense toe gekom, so sê die Here. En baie later, en inteendeel toe ons het nou so 'n paar jaar hulle verhouding en dit, en ons het baie al gepraat en oor geleer, maar
nêrens in die skrif op enige geleentheid is taal ooit mensgerig nie. Dis altyd God gerig. Maar as dit is dat ons so iets sou ontvang, dan sou dit nie deur 'n taal wees nie, maar deur 'n profesie. Dis reg, ja. Omdat dit vir die mense is, om die mense te bou en om die gemeente te stig. Is dit reg? Dis hy. Woord van wysheid, woord van kennis, profesie is vir die mense. Ja, Maar tale is tot God. is tot God. En ou kan nie die orde omdraai nie. Die woord is teregheid daaroor. Ja, en dit leer vir ons as gemeente iets, as iemand weer in 'n taal bid in die gemeente, en ons wil hê dit moet net meer gebeur. Ons wil natuurlik hê die Gees moet net meer en meer vloei in die gemeente, want dit stig, dit bou die gemeente om dit ervaar en dit te sien, of dit profesie is, en of dit 'n taal is, en of dit 'n gawe van genesing is, of wat ook al. Maar as ons weer 'n taal het en daar's 'n uitleg, moet ons altyd dit onthou. Ons kan in onkunde optree en dink ons is bedoel om vir mense iets te sê, maar die persoon wat die uitleg ontvang, het eintlik, as dit mensgerig is, het eintlik 'n profesie ontvang en nie die uitleg tot die taal nie. Dis reg. Ja. As die uitleg tot die taal waar 'n uitleg is, dan sal dit altyd direk aan God gerig wees. Dis reg, ja. Ja, 100%. Dis belangrik om dit te verstaan. ja, Want die woord leer ons ook dat wanneer in 'n kerk in tale gebid word en die een persoon bid hardop in tale, die gemeente is stil. Maar daar is nie iemand wat daai taal uitlê nie. Dan mag dit verder in tale gespreek word nie. Want daar is dan nie 'n uitleer nie. Maar wanneer iemand uitlê of hy persoon self bid om die taal uit te lê, Ja. kan daar nog wees. Anders sê die skrif, moet jy by jouself bid en jouself stig. En dit is die sagte kommunikasie wat ons het terwyl ons lofprysing en aanbidding doen en daar gesing word, dan bid jy een sing en die een bid hier in sy net so hard soos wat jy sing omtrent, dit pla niemand nie. Kan jy in tale bid en dit stig jou en ander hoor dit ook, maar dit is nie dat jy opstaan in die gemeente en 'n taal bring en daar is nou nie iemand wat kan uitlê nie. Of die uitleg word nie vir jou gegee nie. So, jy kan dit doen as die Here dit op jou hart lê en ek glo en vertrou dat daar iemand sal wees wat die taal sal kan uitlê. Nou, Pastor Willie, ek wil vinnig iets sê, want ons gaan in 'n oomblik afsluit en ons wil eintlik vra, maar hoe kan ons mense vanoggend bemoedig en hoe ontvang mense dit? Want ons wil vir mense bid wanneer ons nou afsluit, ons wil vir mense bid wat graag gedoop wil wees met die Heilige Gees, maar ons was altyd geleer om versigtig te wees om nooit in tale voor mense te praat nie. Maar omdat ons dit nou reg verstaan, en Paulus wil ons sê, maar tale is reeds 'n teken vir ongelowiges, kan ons dit nie weerhou nie. Met ander woorde, ons moet die vrymoedigheid hê in die kerk. Jy weet, as ons aanbiddingspan sing, om in tale te sing, as ons bid in die bidkamer, om in tale te bid, van daardie taal het nie 'n uitleg nodig, tensy dit vir die gemeenskaplike stigting gerig is aan God nie. Maar die res van ons wat dit hoor, sê die woord, is eintlik vir die wat dit hoor, vir wie dit die meeste betekenis gaan hê. En wanneer ons 'n taal het, selfs al het dit nie 'n uitleg nie, wanneer ons 'n taal het en veral 'n ongelowige persoon ervaar hulle die bewyse van die kragwerkende mag van God in ons lewens. En so ons was geleer, ons moet dit onderdruk. As jy in tale wil bid, moet jy dit in stilte doen, jy moet dit alleen doen, jy moet nooit dat mense jou hoor nie, want dan moet altyd 'n uitleg wees. Maar die rede hoekom ons dit gesê het, is omdat ons in onkunde was en gesê het, dan moet 'n uitleg wees, want dit was nog mensgerig, maar dit is nie mensgerig nie. Dit sou wees soos om vir iemand te sê, jy moenie bid in die publiek nie, want dit is God gerig. As jy bid, praat jy mos met God, jy praat nie met mense nie. Ek dink die ander ding wat ons baie keer verkeerd doen wanneer ons bid, is ons praat baie keer met die duiwel wanneer ons bid. Jy moenie met die duiwel praat wanneer jy bid nie. Jy praat met God wanneer jy bid. En so ons 99% van die tyd is die duiwel nie in die kamer nie. Ons praat met die duiwel. Hy's dalk nie daar nie. Hy is nie soos God wat alomteenwoordig is nie. Maar wanneer ons in tale praat of in tale sing, is dit soos om te sing en te bid tot God. En ons moenie skaam wees vir dit nie. Want dit is 'n teken vir die ongelowige, sê Paulus. Ons moet nie onsself weerhou van dit nie. Amen. Ons moet dit geniet. Ons moet geniet vir ons gees om hom te geniet. Amen. Nee, ek stem heeltemal saam.
Ou moet die taal gebruik en dit moet tot opbouing en stigting wees vir jouself, vir die gemeente. Hoe ontvang ons die doping met die Heilige Gees? As jy die woord lees, hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Bekering is nommer 1. Doop en doping met die Heilige Gees kan ombring. Ons lees van Cornelius se familie en mense. Hulle het eers die doping met die Heilige Gees ontvang en toe is hulle in water dadelik daarna gedoop. So dit bly nog steeds 'n stap van gehoorsaamheid om jou te laat doop. En as jy jou gelaat doop het, moet jou volgende begeerte moet wees: ek wil graag aangedoen word met krag uit die hoogte. Ek wil graag die gawe ontvang. En dit moet 'n begeerte wees wat in elkeen van ons brand. En as jy gawe ontvang het, dan moet jy gawe beoefen in jou binnekamer, waar jy gaan. Want dis 'n taal wat God vir jou gegee het. As jy hom nooit weer gaan praat nie, gaan hy verlore. Die Here neem dit nie weg, jy los dit net. En dit is waarom dit belangrik is. Ek het toe ek daar van die Kaap af teruggekom het, wou ek weer in tale bid. Ek sukkel. En ek sê die aand, ek sê, Here, ek gaan nie vanaand ophou sing en ophou bid nie. Maak nie saak hoe vals ek sing, ek sing. Ek sing en ek bid en ek sing en ek bid seker vir 'n uur plus wat ek gesing en bid in die volgende oomblik. Toe borrel dit weer, soos dieselfde as hy vorige keer. En van daar af het dit nog nooit gestop. En beoefen ek dit in, hoekom wil jy dit laat stop? As dit vir jou tot stigting is. Dit bou jou geloof. Dis asof die Here jou so skud en sê, hey, ek is 'n werklikheid. My gees is 'n werklikheid, ek is elke oomblik by jou, om jou deur te dra, om jou te help, om jou te versterk. Wanneer ons af is, wanneer ons siek is, wanneer ons sleg voel, bid in jou taal. Want jou gees kommunikeer met God. En dis wat belangrik is. Nou ja, ek sien die mense begin raak moeg. Ek sien een gaap vreeslik daarbo. So ek wonder of Mario lief vir ons moet kom. Ja. Kom speel. En so as jy in die hart voel, om vanmôre vorentoe te kom met 'n begeerte. 'n Mens moet hy begeerte hê. Jy ontvang in geloof. Ons vra, ons glo. Dit is amper soos Josua by die Jordaanrivier. Wat hulle gesê het, die Jordaanrivier, die priesters moet afgaan na die water, dat hy kan oopgaan. Toe hulle voete in die water gaan, toe gaan die rivier op. Om die stap van geloof te neem, dat wanneer jy begin om die Here te loof en te prys en te aanbid, want jy kan dit nie ontvang op toe mond nie. Jy loof en prys en aanbid die Here, en as daar 'n woordjie kom, moenie dink dit is maar net uit jouself nie. Jy neem die eerste tree, en daarna sal die wonderwerk gebeur, die bonatuurlik. Jy hoef nie te twyfel of jy dit ontvang het nie. Jy weet verseker. Amen. So, dis 'n bonatuurlik. En om so 'n bonatuurlike werking in jou te hê, kan jy nie anders as om gestig te wees nie. Jy wat dalk vanmôre hier sit en sê, ek het nog nie ontvang nie, ek weet nie wat is die Here se doel en plan met my lewe nie. Dan kry jy jou doel en jou plan. Die Here het 'n doel en plan. Amen. Amen. Kom ek bid vir ons en dan wil ons vir Mario Jolani, as julle miskien by ons kan aansluit, Wilmien, en dalk net vir ons saggies in die agtergrond solank ons speel. Ons wil geleentheid skep vir die gemeente wat nog nie hierdie gawe ontvang het, hierdie doping ontvang het. Kom asseblief voor. Ek en Pastor Willie wil baie graag vir jou bid vanoggend. Maar ek wil ook vra dat die res van die gemeente, veral die wat reeds die doping ontvang het, sal bid vir die mense wat na vore kom en die Here sal vra om vir hulle te seën vanoggend met daardie gawe. Kom ons bid saam vir hulle en vir wat ons nou gaan doen. Here, ons wil vir U dankie sê vir dit wat ons vanoggend saam met U kon beleef in U woord en die kuiertyd rondom U woord. U weet binne in harte is daar begeertes vir mense om gedoop te word met U Gees, en ons wil vanoggend net as 'n gemeente wil ons net gehoorsaam wees en daai deur oopmaak en vir Heilige Gees dat U sal inkom en daardie werk wat net U kan doen, dat U dit sal doen in mense se lewens.
Help mense om nie terug te hou, om skaam te wees of om onseker te voel nie. Ons wil vra dat hierdie woord, hierdie saad wat vanoggend in harte gesaai is, nie deur die vyand opgeraap sal word, sodat dit nie vrug in ons lewens sal hê nie. Maar daai persoon wat daar sit en wonder, is dit vir my, hoekom? Here, U sien 'n lewe wat U wil verander. U sien 'n hart en 'n lewe wat nooit weer dieselfde sal wees nie. Roep hulle deur U Gees na vore. Raak hulle aan vanoggend, Here, en doop U kinders met hierdie begeerte met U Gees, vra ons in Jesus naam. Dankie, Here.